Ons Hemelvader, ons groote God, die skepper van die heelal, maak ons bewus in hierdie oomblikke met wie ons handel. Maak ons bewus van u grootheid, u heiligheid, die God wie u is, maar ook dat u die verlosser, ons vriend is. Here, ons het aan u lof toegesing vandag, ons het aan u eer gebring met ons stemme, ons het u woord saam studeer, ons het ons behoeftes voor u oopgemaak in gebed en nou wil ons na die prediking van die evangelie luister. Raak asseblief ons harte aan deur hierdie boodskap. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre Philadelphia. Dit is 'n voorreg vir my en my gesin om vandag saam met julle te aanbid, hier saam met julle te wees. Dankie vir die warm verwelkoming. Ons het 'n goeie lesstudie al gehad en dit is net lekker om by die huis van die Here te wees saam met sy kinders. Amen. Amen. Wanneer ek preek by kerke, is die verwagting dat ek gaan praat oor evangelisasie, oor sending. Maar dit werk nie altyd so uit nie. Want partykeer het die Here 'n ander boodskap wat hy op my hart druk, partykeer is daar iets anders wat in my voorbereiding tot my hart spreek. En hierdie boodskap is een van daardie boodskappe. En tog, soos wat ek deur dit gewerk het ek begin besef dat die toepassing van hierdie boodskap kan dalk een van die kragtigste evangelisasie gereedskapstukke wees. Al gaan die boodskap self nie direk oor evangelisasie en sending nie. Nou moet ek vir u sê, ek is baie bewus daarvan dat hierdie boodskap vandag baie spesifiek relevant is. Met ander woorde, jy mag dalk vandag na hierdie preekie uitstap en sê, ons was by die kerk en ons het na 'n preek geluister en dit was dit. En dit het nie dalk noodwendig met jou situasie, jou lewe, jou konteks, jou hart gepraat nie. Ek is bewus daarvan. Maar ek is ook bewus daarvan dat ons sit met hierdie onderwerp wat ons baie min bespreek. En hier mag dalk iemand in hierdie kerk sit vandag, wat soos ek 'n stryd het met die toepassing van hierdie spesifieke onderwerp. Goeie prediking word eerstens toegepas in die lewe van die prediker en dan in die lewe van die kerk. En ek gaan vandag hierdie onderwerp nie ligtelik aanraak nie, want dit mag dalk wees dat ek 'n dag tot dag stryd het met hierdie spesifieke onderwerp. Is my PowerPoint daarop, ek is nie seker, dankie. Julle kan hom maar so skommel soos wat julle nodig het. Wie van julle het al 'n opdrag gekry om die onmoontlike te verrig? Werklik prakties die onmoontlike. Ek bedoel regtig die heel onmoontlike. Daai ding wat jy so van 'n kant af kyk, vir jouself sê, hierdie kan nie gedoen word nie. Dis nie prakties moontlik nie. En miskien het daai opdrag al by die werk na jou toe gekom, as jy 'n getroude man is, het dit dalk by die huis al na jou toe gekom. Veral as jy nou al bietjie moes huisrenovations doen. Het jy dinge teëgekom wat jou gevra is, of van jou gevra word om te doen, wat jy net weet, dit kan nie gedoen word nie. Dis nie prakties moontlik nie. Dit is soos wat die spreekwoord sê, om 'n driehoekige pen deur 'n ronde gat te probeer slaan. In 2021, onthou julle hierdie gebeurtenis?
2021 gaan draai hierdie skip skeef in die Suezkanaal. 'n Kanaal wat besonders belangrik is vir die ekonomie, vir handel tussen Europa en Asië veral, maar ook die res van die wêreld. En hierdie skip oor 'n tydperk van 'n paar dae kos die wêreldekonomie biljoene in dollars. Hierdie was 'n groot finansiële ramp eintlik. En die eerste woorde wat na die skeepskaptein toe kom toe hy hierdie tragedie aanmeld, die eerste woorde van die Evergreen korporasie waarvoor hy werk is, kry die skip daar uit. En sy reaksie is, dit is nie moontlik nie. Ons gee nie om nie, kry die skip daar uit, en hy sê, dit is onmoontlik. Ons weet uiteindelik moes hulle grondverskuiwingsmasjinerie inkry, hulle het anders bote gekry om te kom help om hierdie skip te skuif, maar die onmoontlike was van hierdie kaptein verwag, en ek is seker dat as ons net so bietjie dink, sal elke een van ons aan 'n opdrag in ons lewens al kan dink wat aan ons gegee was om te doen, wat ons besef het, dit is die moeite en die tyd wat ons hierin gaan sit net nie werd nie, want dit is net onmoontlik. Jesus het in sy bediening hier op aarde 'n hele paar onmoontlike goed van sy disippels verwag. Prakties onmoontlike goed. Dink maar aan toe hy vir hulle gesê het, gaan julle en gaan dryf duiwels uit. Of toe hy gesê het, julle moet siekes gaan genees. Gaan maak lammes weer gesond. Wat van die keer toe hy vir hulle gesê het met hierdie menigte mense wat hier voor hom sit en hy sê vir die disippels, gee julle vir hulle iets om te eet. Onmoontlik. Dalk daardie aand toe hy vir Petrus sê, kom klim uit die boot uit en loop na my toe. Ek dink aan Nikodemus se gesprek. Wat Jesus vir hom gesê het, jy moet weergebore word. En Nikodemus se reaksie is, maar Here, dit is onmoontlik. 'n Mens kan tog nie teruggaan in jou moeder skoot in om weergebore te word nie. En die lys van Jesus se onmoontlike opdragte in die evangelie aan sy disippels is lank. Daar's verskeie goed wat ons vandag sommer so net op die oog af lees en ons besef nie die onmoontlikheid van hierdie opdrag wat Jesus vir sy disippels gee nie. Maar een van die mees onmoontlikste opdragte vind ons in Lukas 17 vers 3 en 4. Lukas 17 vers 3 en 4. En ek beny vir leraar Werner, het julle al gesien wat sy klein Bybeltjie het hy? Ek weet jy, hoe kry hy dit reg? Hy lees so gemaklik uit hy klein Bybeltjie uit. Lukas 17 vers 3 en 4 sê Jesus vir hulle, wees dus op julle hoede. As jou broer sondig, wys hom tereg, en as hy berou het, vergewe hom. En as hy 7 maal op een dag teen jou sondig, en 7 maal na jou toe terugkom en sê ek het berou, moet jy hom vergewe. Dis amper of hierdie opdrag ons wil ruk. Jesus skets een van 'n onmoontlike opdrag, een van sy vele onmoontlike opdragte. Iemand wat aanhoudend dieselfde oortreding teenoor jou doen, en elke keer maar net sê ek is jammer. En Jesus sê, julle, die opdrag is, julle moet daardie persoon aanhoudend vergewe. Dit kan tog nie wees nie. Dit is onmoontlik. Soos ons hierdie teks lees, een van Jesus se vele vergifnisopdragte, kom daar name en gesigte en ervarings en dalk slegte ervarings by van ons op. Jy sien, ons almal stem saam oor die beginsel van vergifnis. En veral wanneer ons die is aan wie vergifnis bewys moet word.
Dan is vergifnis 'n baie mooi ding, né? Dan is vergifnis iets wat ons van hou. Maar wanneer ek lees dat Jesus sê, ek moet die onmoontlike vergewe, onmoontlike vergifnis toepas, dan dink ek aan hom, of haar, of hulle, aan daardie mense wat in my konteks onmoontlik is om te vergewe. Jesus begin hierdie sin met daardie ernstige woorde. Wees op julle hoede. Een van die ander vertalings sê, gee ag op julle self. Met ander woorde, dit waaroor ek nou met julle gaan praat, vereis 'n selfondersoek. Dit vereis 'n selfkennis. Dit vereis dat julle in julle eie hart en julle eie lewens moet gaan delf. Kyk of dit wat ek vir julle sê in julle lewens ergens relevant is. En dan volg die opdrag eers in sy basiesste vorm. Wanneer hy vir hulle sê, as jou broer sondig, wys hom tereg en as hy berou het, vergewe hom. Hierdie opdrag is een wat ons kan doen. Hierdie een is een waarvan ons eintlik hou. As jou broer sondig, bestraf hom. As jou broer sondig, wys hom tereg. Dit wil ons graag doen. Ons so gereeld is wat ons kan, wanneer daar teen ons oortree word, wil ons graag die een wees wat die sweeper saai, om seker te maak, die ander persoon word reggehelp. En ja, Jesus sê ons moet dan vergewe, maar ten minste kon ek daardie bestraffing inkry. Iemand vasvat wat teen my oortree het, dan behoort ek te kan vergewe. Hierdie opdrag in sy basiesste vorm is dalk nog doenbaar. Dit hanteer die tipe vergifnis wat moontlik is, wat gedoen kan word. Maar dan gaan Jesus verder en hy sê, selfs al sondig die persoon 7 maal op 'n dag teen jou, en 7 maal kom hy na jou toe en sê, ek is jammer, moet jy aanhou om hom te vergewe. Nou wanneer die Bybel baie keer praat oor hierdie 7 maal, moet ons nie vasstaar aan die getal 7 nie. Dis beeldspraak in die Bybel se kultuur, se spreektaal om te bedoel aanhoudend. In hierdie eer- en vernederingskultuur waarin Jesus homself bevind, sou die toelaat van herhaalde oortreding teen jou openbare eer vernietig. Dit sou jou status in die samelewing vernietig, as jy toelaat dat iemand so ver gaan om die hele tyd teen jou te oortree. Dit sal selfs radikaal wees in sy samelewing. Eintlik sal dit onmoontlik wees. Want ons hart sê vir ons nee. Ons kan nie hierdie toelaat nie. En Jesus vat in hierdie 2 verse doenbare vergifnis, die een waar ek iemand kan aanvat en hy jammer sê en ek vergewe hom, en hy maak vergifnis dan onmoontlik om te doen. Hy sê vergewe iemand konstant, al doen hy die heeltyd dieselfde ding oor en oor en oor en hy sê net jammer. En eintlik mis ons die punt van hierdie teks, wanneer ons die basis van die oortreding as die aanhoudende oortreding lees. Eintlik gaan dit nie oor aanhoudende oortreding nie. As ons die teks lees, as ons dink Jesus se woorde, gaan daaroor dat ons maar net moet toelaat, dat mense oor en oor en oor aan ons dieselfde ding doen, en ons moet maar maak of dit oukei is, dan mis ons die punt van die teks. As ons dink die teks kan gebruik word om ander te manipuleer om te vergewe, mis ons die punt van die teks. Dis nie wat Jesus hier oor praat nie. Die teks gaan nie eintlik oor hierdie aanhoudende sonde teen jou nie. Die boodskap agter Jesus se woorde is dat die disippels moet kan vergewe wat onmoontlik lyk of is om te vergewe.
Die disippels voel die gewig van Jesus se woorde en hulle reageer in vers 5 en 6. Toe sê die apostels vir hom, Here, gee ons meer geloof. In reaksie op Jesus se woorde, julle moet aanhoudend vergewe, sê die disippels, Here, gee ons meer geloof. En die Here antwoord, as julle geloof soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie willevye boom gesê het, trek jou wortels uit en gaan plant jouself in die see, en hy sou vir julle geluister het. Die disippels se reaksie op die vergifnis, die onmoontlike vergifnisopdrag, is 'n erkenning, 'n bewustheid, dat hulle het nie die geestelike kapasiteit om te kan doen wat Jesus nou van hulle vra nie. Here, gee ons meer geloof. As hulle net meer geloof gehad het, sou hulle hierdie onmoontlike opdrag van Jesus kon uitvoer. Hulle besef dat dit wat Jesus van hulle vra, iets meer is as wat hulle in hulle het. Here, ons kan dalk party oortredings vergewe. Ons kan dalk daai oortredings vergewe wat ons die geleentheid gehad het om te reg te wys. Maar Here, vir dit wat jy hier vra, het ons meer geloof nodig. Ons het dit nie in ons nie, en dan kom Jesus se antwoord amper krypties. As julle maar net geloof soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sê julle vir hierdie boom sê, klim hier uit die grond uit en gaan plant jouself in die see, en net op julle woord sal die boom dit doen. Dit is wat geloof kan doen. Jesus sê, geloof kan die onmoontlike verrig. Geloof maak onmoontlike vergifnis moontlik. Om vir 'n boom te sê, ontwortel jouself, gaan see toe, en te verwag dat dit op jou bevel gaan plaasvind, is onmoontlik. Jesus sê, dis net so onmoontlik, soos om die onmoontlike te vergewe. Jesus spreek nie eintlik hulle versoek vir meer geloof aan nie. Inteendeel, baie krypties erken Jesus teenoor hulle, dat julle het regtig nie genoeg geloof, om hierdie onmoontlike opdrag wat ek vir julle gee, te kan regkry nie. Julle kan nie die boom skuif, deur net met hom te praat nie. En julle kan ook nie die onmoontlike vergewe nie. Dis nie moontlik nie. Julle het dit nie in julle nie. Die disippels se uitroep om net meer geloof te hê, spreek oor hulle denke rondom hoe geloof werk. Hulle dink geloof is iets wat gemeet kan word. Hoe meer jy daarvan het, hoe meer van hierdie moeilike, onmoontlike dinge kan jy regkry. In hulle gedagtes is geloof iets wat net by mekaar gemaak moet word. En Jesus sê vir hulle, nee, dit het niks te doen met die hoeveelheid van geloof nie, dit het niks te doen met die kwantiteit van geloof nie. Jy het nie baie geloof nodig in Jesus se verduideliking nie, net soveel soos 'n mosterdsaadjie. Met ander woorde, die probleem is nie die hoeveelheid van julle geloof nie. Dis die aard van julle geloof wat maak dat julle nie hierdie onmoontlike vergifnis kan doen nie. En dan lyk dit vir ons of Jesus 'n vreemde ding doen. Hy begin net 'n storie vertel. Sommige net so uit die blou tyd, 'n gelykenis. En op die oog af lyk dit of Jesus nie eers aandag gee aan hulle versoek vir meer geloof nie. Asof hy net sê, ja, ek weet julle het nie genoeg geloof nie, dis hoekom julle nie hierdie onmoontlike vergifnis kan doen nie, en kom ek vertel vir julle 'n storie wat niks daarmee te doen het nie. Maar dit is nie wat Jesus doen nie. Want hierdie gelykenis eintlik het alles te doen met onmoontlike vergifnis. En hoe geloof lyk wat die onmoontlike moontlik maak. In verse 7 tot 10 vertel Jesus vir hulle die gelykenis oor 'n slaaf en sy heer. Dit lees soos volg: Wie van julle, amper so half 'n komiese
scenario wat Jesus hier skets. Wie van julle sal as hy 'n slaaf het wat besig is om te ploeg of skape op te pas, vir hom sê wanneer hy van die veld afkom, kom leen hier dadelik aan om iets te eet? Nee, sal hy nie eerder vir hom sê, maak jy vir my iets gereed om te eet, omgord jou heupe en bedien my, sodat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink nie? Hy bedank tog nie die slaaf net omdat hy sy opdragte uitgevoer het nie. Dieselfde geld vir julle. Wanneer julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan eerder, ons is niks werd slawe. Ons het net gedoen wat ons moet doen. Die slaaf werk in die veld die hele dag. Kom dan by die huis, en hy kom huis toe om wat te doen? Om verder te kom bedien. Hy word nie bedank daarvoor nie, hy ontvang geen spesiale erkenning nie, hy doen eenvoudig wat van hom verwag word. Daar is niks waarop hy kan aanspraak maak nie, hy kan nie van die Heer verwag om sy status as Heer op te gee, en dit wat van hom verwag word as 'n slaaf, net te ignoreer nie. Nee, die Heer is die Heer, en die slaaf is die slaaf, en dit is net wat dit is. Die slaaf dien die Heer, want die slaaf-Heer verhouding is wat hom motiveer om te doen wat slawe doen. Die slaaf doen die Heer nie 'n groot guns om hom te dien nie. Hy dien die Heer want hy's in 'n verhouding met die Heer waar hy dien die Heer want hy's in 'n verhouding met die Heer waar dit wat die Heer nodig het natuurlik is vir die slaaf om te doen. Die verhouding bepaal die slaaf se aksies. Vir moderne lesers soos ons klink hierdie beeld nie lekker nie. Ons is nie gewoond aan slaaf-heer verhoudings nie. Ons samelewing werk nie so nie. Maar in die eerste eeuse wêreld waarin Jesus praat, is dit wat hy hier met die disippels deel verstaanbaar. Almal weet hoe lyk huise met slawe in. Almal weet hoe funksioneer dit. 'n Slaaf se identiteit is volledig verbind aan sy verhouding tot sy Heer. Gehoorsaamheid van 'n slaaf se kant af was nie 'n uitsondering nie. Dit was normaal. Dis wat slawe doen. En dan laat val Jesus hierdie harde woorde wat ons met ons individualistiese status se ore amper seermaak, wanneer hy sê dan net, ons is eintlik maar nuttelose slawe. Ons het maar net gedoen wat ons moes doen. En dan dink ek, nee Jesus, ons is nie niks werd nie. Ons is mense, ek het regte. Ek kan nie net vir my sê ek is 'n nuttelose slaaf nie, ek beteken iets. Ons is daarom iemand. Hoe kan Jesus vir sy disippels sê dat hulle niks werd slawe is? Maar weer eens is hierdie die gevolgtrekking as ons die teks net oppervlakkig lees. Wat Jesus eintlik besig is om in hierdie gelykenis te doen, is om sy disippels te grond in 'n verhouding met hulle Heer. Net soos 'n slaaf sonder enige waarde in die samelewing net natuurlik doen wat sy meester se verwagting is, gebaseer op die verhouding wat die slaaf en die Heer met mekaar het. Net so sê Jesus vir sy disippels, en hier kom die hele opdrag van onmoontlike vergifnis by mekaar. Net so sê Jesus vir sy disippels, wanneer julle in die regte verhouding met julle Heer staan, sal dit die basis wees vir wat natuurlik vir julle kom. Dis dan wat van julle verwag word, wat onmoontlik voel om te doen, net gebeur. Die slaaf doen nie die dinge wat hy doen, omdat hy maar net harder probeer om dit te doen nie. Hy doen dit nie omdat hy dink dit gaan vir hom enige ekstra guns of status by die Heer laat kry nie. Hy doen dit, want dit is wat natuurlik gebeur in 'n slaaf-heer verhouding. En Jesus sê net so, vergewe my disippels
ander, nie net omdat hulle harder probeer om te vergewe nie, nie net omdat hulle op een of ander manier 'n magiese geloof gehad het wat meer geword het nie. Nee, vergifnis, onmoontlike vergifnis, is 'n natuurlike verwagting van die disipel se Heer. En al hoe die disipel dit kan regkry, is om homself ten volle te belê in sy verhouding met sy Heer. Vriende, hierdie gesprek met Jesus se disippels is nog steeds net so relevant vir Jesus se disippels vandag, vir die kerk. Want hier vandag, hier nou, in jou en in my lewe, is vergifnis werklike diep vergifnis. Vergifnis vir die ondenkbare dinge wat aan my gedoen is. Nog steeds net so onmoontlik as wat Jesus se disippels besef het, dit vir hulle is. Maar nog steeds kom die vergifnisopdrag van Jesus. En nog steeds sê hy, vergewe die onmoontlike vergifnis. En in ander Bybelgedeeltes in die evangelie sê Jesus selfs, vergewe soos God julle vergewe. En dan voel dit of my eie hart wil uitskree, wanneer ek seer gemaak is, wanneer ek te nagekom is, Here, hoe wil jy hê moet ek dit doen? Hoe vergewe ek? Nou dit wat ek moes deurmaak, hoe vergewe ek? Hoe lyk vergifnis, nadat daar soveel seer en skade in my lewe gedoen is? Here, hoe vergewe ek die onreg wat aan my gedoen is? Hoe vergewe ek daai persoon wat my lewe probeer vernietig het? Hoe vergewe ek daardie persoon wat die oorsaak is van soveel trauma in my lewe? Here, jy weet, ek loop al 5 of 10 of 20 of 40 jaar met trauma, 50 jaar met trauma, oor wat iemand anders aan my gedoen het. Hoe vergewe ek iemand wat soveel van my gevat het, soveel gesteel het? Hoe vergewe ek iemand wat my so seer gemaak het, my vertroue gebreek het? Hoe vergewe ek die onmoontlike? Wanneer ons die vergifnisopdrag hoor, dan kan ons dalk ook soos die disippels dink, as daar maar net iets magic kan gebeur. En ek skielik net meer geloof het. Dan kan ek ook hierdie onmoontlike goed vermag soos om te kan vergewe. En partykeer bid ek ook daarvoor soos die disippels. En partykeer voel dit vir my of dit vir 'n rukkie werk. Want vir 'n rukkie voel dit dalk of ek dit reg kry om te vergewe, en dan voor ek my kon kry, is ek terug in die gat van verwyte en kwaad en teleurstelling en onvergewensgesindheid. En keer op keer besef ek dat die onmoontlike taak van vergifnis nie iets is wat net kan gebeur omdat ek wilskrag toepas vir dit nie. Vergifnis gebeur nie net eers omdat ek bid vir dit nie. Soos wat ek hier staan, is ek oortuig dat vergifnis vir baie van ons buite ons bereik bly. Soms voel ons of ons dalk 'n bietjie meer vergewe. En dan val ons terug op 'n plek waar ek moet erken dat my vergifnis was eintlik maar van korte duur. En deur dit alles ego Jesus se woorde oor vergifnis. Hy maak dit duidelik dat vergifnis nie 'n opsionele aksie is vir sy volgelinge nie.
Dis nie iets wat ons kan kies of ons dit wil doen of nie wil doen nie. Dis nie 'n ekstra stappie of 'n ekstra trappie van Christendom nie. Dis nie iets wat ons spesiale status gee en ons baie spesiaal maak wanneer ons dit reg gekry het om te vergewe nie. Nee, reg deur die Bybel en veral in die evangelies wat die verhaal van Jesus vertel, kom die opdrag keer op keer op keer. Vergifnis word verwag van Jesus se volgelinge. Dit is nie om ekstra punte te kry by God nie. Dit is nie om geestelike status te bekom nie. Dit is een van die eienskappe van basiese Christendom. So hoe nou? Want hierdie oortreding, hierdie sonde, hierdie onreg wat Jesus sê ek moet vergewe as 'n basiese beginsel om hom te volg, is onmoontlik. Hoe doen ek dit? Die sleutel is eenvoudig die boodskap van die gelykenis. Net soos die slaaf in die verhaaltjie net doen wat hy moet doen, gebaseer op sy verhouding met die meester, net so sal die disippels van Jesus uiteindelik net doen wat hulle moet doen, gebaseer op hulle verhouding met die meester. Die sukses van vergifnis, die regkry van vergifnis, is nie hoe hard ons probeer om iemand anders te vergewe nie. Dis nie iets wat gebeur as ek eers genoeg geloof opgegaar het nie. Dis iets wat eers net eendag natuurlik gebeur, gebaseer op die verhouding met die meester in my lewe. Vriende, as jy vandag hier sit, en deur hierdie hele boodskap deur is daai een mens. Daai groepie mense. Daai ouers van jou. Daai kinders van jou, daai broer, daai suster. Daai kerkfamilielid van jou. Daai kollega. Daai vernoot. Maak nie saak wie dit is nie, maar hierdie hele boodskap is daai persoon die hele tyd en jy sê, maar kan dit nie doen nie. Nou dit wat aan my gedoen is, ek kan dit nie doen nie. Kan nie vergewe nie. Hier is die sleutel. Die verhouding met die meester maak onmoontlike vergifnis moontlik. Ons verhouding met ons God. Ons verhouding met ons verlosser is die kern van suksesvolle vergifnis. En dalk is dit nou vir jou tyd om net vir 'n oomblik bietjie op te hou dink aan jou stryd met vergifnis. Net bietjie op te hou probeer. Net bietjie op te hou probeer vergeet en maak asof alles oukei is en net vir 'n tydjie te begin tyd maak met jou Jesus. Werklike in diepte tyd maak vir hom. Nie daardie 5 minute stilte tyd in die oggend nie. 'n lewe toegewy aan hom. 'n lewe vir die Heer, 'n nuttelose slaaf, wat maar net vir die Heer wil leef. Die slaaf in ons verhaal sou beswaarlik konstant hou in hierdie meester-slaaf verhouding, as hy maar net 'n paar minute op elke dag bewus was van sy verhouding met die Heer. Hierdie slaaf se hele lewe was gewy aan sy meester. Dit was sy identiteit, sy meester was sy alles. En daarom het hy dit wat hy moes doen, natuurlik gedoen. Dit was nie oor hy net hard genoeg probeer het nie. Die meester verwag nie net altyd die maklike dinge van die slaaf nie. Dit was moeilike goed wat van hom verwag word, maar hy het dit gedoen, want dit is wat gedoen moet word, want dit is wie sy meester is. Die taak van vergifnis, sê ek vandag vir u, is te groot vir jou om reg te kry.
Jy kan dit nie regkry nie. Werklike opregte vergifnis is iets wat net suksesvol is wanneer ons verhouding met ons meester dit suksesvol maak. Hoekom? Hoekom maak hierdie verhouding met Jesus dit moontlik dat ek vergewe? Wel, dalk omdat hierdie meester juis die teenoorgestelde is as die meester van hierdie gelykenis. Want jy sien, ons Heer neem die voortou in vergifnis. Ons Heer is daar die meester wat sê, kom sit jy, laat ek jou bedien met onmoontlike vergifnis. Hy wys dat die onmoontlike deur hom wel moontlik is. En Jesus vergewe nie net bolangse oppervlakkige vergifnis, daardie vergifnis wat hy ons bietjie kan roskam oor en dan kan hy vergewe nie. Nee, Jesus vergewe met 'n diep kruis toe gaan tipe vergifnis. En hy sê nie net wat ons moet doen nie, hy doen dit sodat ons kan sien hoe dit lyk. Hy doen dit nie net vir al daai slegte mense daar buite nie, hulle het dan baie vergifnis nodig, né? Julle weet van wie ek praat. Daai mense wat buite die kerk is, die slegte mense. Nee. Jesus vergewe my. Hy vergewe my, want van alle sondaars het ek vergifnis die meeste nodig, en hy wys my hoe lyk werklike vergifnis aan die kruis, en dit is juis dit wat 'n verhouding met hom tot stand bring, 'n besef van wat hy vergewe het in my lewe. My vriende, die wonder van vergifnis is dit, die getuienis wat die kruis kan doen. Vergifnis wys die oortreder wat aan jou oortree het, nie jou swakheid nie. Nee, vergifnis wys God se krag. Die teoloog Jurgen Moltmann skryf oor daardie tipe vergifnis. Nou en verby. Those who forgive open the future of God for the other. Die geheim van vergifnis is om by die punt te kom waar ek verstom staan. Regtig verstom staan oor wat hy in my lewe vergewe het. Die lelik, die sonde, hoe ek opgemors het en hoe hy met ope arms my vergewe het. En ek praat nie net van 'n teoretiese kennis dat God vergewe nie. Ek praat van 'n diep hartsbesef van wat genade vir my gedoen het. En as dit jou nie verstom laat staan nie, as dit jou nie stom geslaan los nie, oor wat vergifnis vir jou gedoen het nie, dan weet ek nie. Die wonder van vergifnis, die wonder van God se liefde. Maar daardie verstommende vergifnis kan slegs na my toe kom, daardie belewenis daarvan kan slegs na my toe kom wanneer ek 'n werklike, betekenisvolle verhouding met Jesus het. Solank as wat hy net 'n 5 minute God is, of 'n Sabbat God is, my vriende, is die verstommende ervaring in ons lewens iets anders. Want wanneer God nie sentraal in my lewe is en die een is vir wie ek leef nie, wat my dan verstom, is hoe erg daar teen my oortree is.
Kan jy glo dat hulle dit aan my sou doen? Dit verstom my dat mense my so gemeen hanteer het, maar wanneer ek by die voet van die kruis van Jesus sit elke dag, wanneer ek hom aanskou en ek sien hy's besig om te sterf vir my en my sondes, dan tref dit my hoeveel meer my oortreding teenoor hom is as wat ander teenoor my gedoen het. Onmeetbaar meer het ek aan 'n heilige God gedoen as wat ander aan hierdie sondaar mens gedoen het. Vergifnis is 'n natuurlike reaksie van wie ons is in ons verhouding met wie hy is. Die groot vergewer wat ook my vergewe. Geliefdes, ons is nooit so baie soos Jesus, soos wanneer ons vergewe nie. Dis om die meeste soos Jesus te lyk wat jy kan wees. Voordat ons preek afsluit, is daar 'n paar belangrike punte oor vergifnis om uit te klaar. Paar praktiese belangrike punte. Eerstens, is vergifnis nie 'n ontkenning van die oortreding wat aan jou gedoen is nie. Vergifnis ontken nie die pyn wat jy moes deurgaan nie. Vergifnis maak dit nie af as niks nie. 'n Mens mag dalk voel dat wanneer ek vergewe, dan het ek daardie oortreding afgemaak as niks, dan ontken dit my pyn. Nee, dit is nie wat vergifnis is nie. Dit is nie die minimalisering van 'n oortreding nie. Vergifnis inteendeel erken pyn. Dit bevestig dit. Dis wat dit so moeilik maak. Tweedens, vergifnis beteken nie die herstel van verhouding nie. Herstel van verhouding is iets anders as vergifnis. En tog, in 2 Korintiërs 5 vers 18, sê dat God het ons die bediening van rekonsiliasie gegee. Met ander woorde, ons moet werk vir die herstel van verhoudings. Ons moet werk vir rekonsiliasie. Maar vergifnis beteken nie outomaties dat alle verhoudings herstel nie. Herstel van verhouding kan slegs gebeur wanneer al twee elemente, vergifnis en berou, eweveel teenwoordig is. 'n Verhouding kan nie herstel net gebaseer op berou, terwyl daar onvergewensgesindheid is nie. 'n Verhouding kan ook nie herstel net op vergifnis, terwyl daar nie berou is nie. Verhouding herstel gebaseer op vergifnis en berou, en dan natuurlik is daar sekere verhoudings wat nie moet herstel nie. Byvoorbeeld gevalle van ernstige mishandeling of baie ernstige trauma. Tog moet die uitsondering op die rekonsiliasiereël, die uitsondering is verhoudings wat nie herstel nie. Die reël is dat verhoudings moet herstel. Ons moenie gekeer word om te werk vir die herstel van verhoudings wanneer daar beide berou en vergifnis sigbaar is nie. Vergifnis verwyder nie noodwendig die gevolge van 'n oortreding nie. In baie gevalle is daar eksterne gevolge. En hierdie gevolge moet gedra word. Die feit dat jy iemand vergewe of iemand jou vergewe, beteken nie dat daar nie meer gevolge gaan wees nie. Vergifnis kan dalk beteken dat ons nie die gevolge forceer nie.
Maar dit beteken nie noodwendig dat daar nie meer gevolge is nie. Bybelse vergifnis, hierdie is belangrik. Bybelse vergifnis is nie 'n manipuleringsgereedskap om voor ander te gooi, om vergifnis te forceer nie. Vergifnis gebeur in 'n verhouding met Jesus, nie omdat ons gedwing word om te vergewe nie. Vyfdens, opregte vergifnis is nie 'n gebeurtenis nie. Vergifnis is 'n proses. En dit mag tyd vat. Want ons verhouding met Jesus is nie 'n gebeurtenis nie. Dit is 'n proses. En dit mag tyd vat. Die doel van vergifnis is nie om 'n ander persoon te genees nie. Alhoewel dit kan tot genesing van 'n oortreder wees wanneer hy weet hy's vergewe, is die doel van vergifnis nie om 'n ander persoon te vergewe nie, dis om my te vergewe, of my te genees, ekskuus. Vergifnis is vir my genesing. Ten slotte, hoe weet ek? Ek het regtig opreg vergewe. Nou, daar's baie verduidelikings van hoe vergifnis lyk, daar's verduidelikings in die teologie, daar's verduidelikings in sielkunde, daar's baie verduidelikings oor hoe weet jy het vergewe. Vir myself het ek dit uitgemaak, 2 eenvoudige punte. Vergifnis is as my denke nie meer gaan oor hoe sleg ek behandel is nie, maar eerder oor hoe baie ek vergewe is. En tweedens, as ek 'n werklike, in diepte begeerte het, om my oortreder gered te sien. Dis vergifnis vir my. Jy mag dalk vandag hier sit en sê, ek's nie daar nie. Ek's nie daar waar ek aan ander mense se verlossing wil dink nie. Ek's nie daar waar ek wil of kan ophou dink aan dit wat aan my gedoen is nie. Ek is nie daar waar ek wil of kan dink dat wat ek aan Jesus gedoen het meer is as wat hulle aan my, ek's nog nie daar nie. Die seer is te veel. Die pyn is te veel. Dis dalk nog te onlangs. Of dis dalk oor dekades al so opgebou, dat ek dit nie kan doen nie. Geliefdes, vergifnis ontken nie pyn nie. Dit plaas die pyn in God se hande. Disippels vergewe nie omdat hulle so sterk is nie. Disippels vergewe omdat hulle aan die meestervergewer Jesus behoort. As jy vandag sukkel om te vergewe, gee dit vir Jesus. Fokus op hom. Maak hom volkome deel van jou lewe. Maak jou identiteit in hom. Maak hom jou alles. Indien daardie tipe vergifnis wat Jesus hiervan praat, soos 'n onmoontlike willevye boom voor jou lê wat moet see toe gaan. Onthou, dit gaan nie gebeur net omdat jy probeer nie. Dit gaan uiteindelik gebeur oor wie jy in Jesus is. Die slaaf in ons verhaal kom tot die gevolgtrekking. Ek doen net wat natuurlik vir my kom. Want ek is 'n niks werd slaaf. Jy en ek kan vandag aan vergifnis dink as 'n natuurlike uitvloeiing in ons lewens. Want ons was niks werd slawe, wat nou verhoog is tot kinders in die huis van God. Amen.